Kom ons begin vandag met 'n eenvoudige vraag. Wat doen jy wanneer jou hart ontsteld is? Nie net wanneer jy 'n bietjie bekommerd is nie, ek bedoel daai dieper ontsteltenis. Wanneer jou binnekant voel asof iemand die meubels rondgeskuif het terwyl jy nie gekyk het nie. Wanneer jy nie mooi weet wat volgende gaan kom nie. Wanneer jy probeer sterk wees, maar iets in jou is nie rustig nie. En Johannes 14 is presies daarso. Jesus praat met mense wat lief is vir hom, maar wat nie verstaan wat besig is om te gebeur nie. Hy gaan weg, hulle wêreld is besig om te verander en dan begin hy nie met 'n plan, 'n strategie of 'n vinnige verduideliking nie. Hy begin met troos. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Vandag kyk ons mooi na hierdie bekende gedeelte. Nie net as 'n teks vir begrafnisse of moeilike tye nie, maar 'n dieper venster na wie Jesus is, wie die Vader is en wat dit beteken om te behoort. Kom ons begin by die groter prentjie. Johannes 14 is deel van Jesus se afskeidsgesprek met sy disippels. Dit strek ongeveer van Johannes 13 tot 17. Jesus het reeds sy disippels se voete gewas. Judas het reeds uitgegaan om hom te verraai. Petrus het pas gehoor dat hy Jesus gaan verloon. Hierdie kamer is vol spanning. Die disippels voel waarskynlik nie rustig en geestelik gefokus nie. Hulle is onseker. Hulle hoor Jesus praat oor weggaan en hulle verstaan nie waarheen hy gaan nie. Hulle weet nie wat met hulle gaan gebeur nie. En in daardie konteks sê Jesus, glo in God en glo ook in my. Hierdie gedeelte van vers 1 tot 14 is dis nie 'n abstrakte les oor die hemel of gebed of Christelike leerstellings nie. Dis Jesus se troos aan mense wat broos is. Dis ook meer as 'n troos, dis 'n openbaring na Jesus se identiteit. Hy is die een by wie ons God se hart sien. Johannes skryf waarskynlik vir gelowiges wat self moes leef tydens Jesus se fisiese afwesigheid. Hulle moes leer glo, bid, behoort, volhard, sonder om Jesus op dieselfde manier te hê as die eerste disippels. En baie geleerdes plaas Johannes teen die einde van die eerste eeu, moontlik binne die breë wêreld van Klein-Asië, met Efese as 'n sterk maar nie 'n duidelike agtergrondles nie. Die gelowiges leef waarskynlik in 'n wêreld vol tempels, met keiserlike aansprake, met handelsnetwerke en sosiale druk en godsdienstige verwarring. En die vraag is, hoe bly ons moreel sterk? Waar behoort ons nou? Wie kan ons vertrou? Wie is werklik by ons? Wie is vir ons? En daarom is hierdie teks ook vir ons belangrik. Want ons leef ook tussen belofte en vervulling. Ons leef met vrae en verlies en onsekerheid en verlange. In 'n wêreld wat baie vir ons sê, maar hierdie is die pad, daar is jy veilig, dis die werklikheid, hier behoort jy, is dit moeilik om ook te weet. Dankie dat jy kyk en welkom by NG Weerdapark se aanlyn bediening. En hierdie is Bybelstudie. Die eerste ding wat ons moet raak sien, is die hoofbeweging van hierdie teks. Dit beweeg van ontsteltenis na vertroue. Jesus sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Die woord wat hier agter lê, het 'n idee van 'n hart wat geskit of geroer of ontwrig is. Dis nie net 'n klein bietjie stres nie, dis die gevoel van iets in jou wêreld wat nie meer veilig of voorspelbaar is nie. En kyk hoe antwoord Jesus dit. Hy sê nie, kom ons maak gou 'n lys van alles wat jy moet doen om weer beheer te kry nie. Hy sê, glo in God en glo ook in my. Met ander woorde, hierdie eerste beweging is nie van angs na aksie nie. Dis van angs na vertroue. En dan gebruik Jesus die beeld van die Vader se huis. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ons hoor dit maklik as 'n prentjie van hemelkamers. En ja, daar's 'n sterk element van toekomstige hoop. Maar die beeld is eintlik ryker as dit. In die antieke wêreld was 'n huis nie net 'n gebou nie, dit was 'n huishouding. Dit was die plek waar jy behoort, waar jy onder die naam van 'n familie se beskerming staan. En wanneer Jesus sê daar's baie woonplek in die Vader se huis, sê hy, daar's baie plek by God.
Julle word nie uitgeskuif nie, julle word nie agtergelaat nie, julle behoort. Hier is dit goeie nuus. Jesus sê nie vir hulle om hulle plek self verder te gaan verdien nie. Hy sê, ek gaan hom vir julle plek voor te berei. En dis baie belangrik. Hierdie beweging begin by God se inisiatief. Christus gaan, Christus berei voor, Christus kom weer, Christus neem hulle na hom toe. Die troos lê nie daarin dat die disippels uiteindelik slim genoeg gaan wees om die pad self te kan uitwerk nie. Die troos lê daarin dat Jesus die een is wat optree, wat handel. Geloof is nie om alles klaar te kan sien en dan eers rustig te kan raak nie. Geloof is om vas te hou aan God se belofte. Juis wanneer alles nog nie sigbaar is nie. Die disippels sien nog nie die volledige prentjie nie. Hulle verstaan nog nie die kruis, die opstanding en die verheerliking nie. Maar Jesus nooi hulle om hom te vertrou voordat hulle alles kan sien. Dit is nogal iets van ons gereformeerde aard, sonder dat ons hoef swaar te hê, kom genade na ons toe. Christus maak die pad oop, dat ons kan verstaan. Ons behoort omdat Christus vir ons plek maak. En dan vra Thomas hierdie vraag wat almal waarskynlik dink, Here, ons weet nie waar hy nou gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? En Thomas soek 'n kaart, maar Jesus gee homself. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit op Jesus sê nie, ek wys julle die weg nie, hy sê, ek is die weg. Hy sê nie, ek leer julle die waarheid nie, hy sê, ek is die waarheid. Hy sê nie, ek gaan vir julle wenke gee vir 'n beter lewe nie, ek is die lewe. Die pad na God is nie 'n metode nie, dis nie 'n geheime kennis nie, dis nie 'n geestelike prestasie nie. Die pad na die Vader is Christus self. As ons hierdie hoor, is dit nie 'n opdrag om beter te glo nie. Ons moet dit eerder hoor as 'n uitnodiging om te sien wie Jesus is. Hy is die een in wie daar plek is, in wie daar toegang is, waarheid is, lewe is. So wanneer jou hart ontsteld is, gee Jesus nie 'n verduideliking nie, hy gee homself. Thomas vra oor die weg en Filippus vra oor die Vader. Hy sê, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Op 'n manier klink dit baie mooi, dit klink soos 'n diep geestelike verlange. Wie van ons sou nie nou wou sê, wys net vir ons God en laat ons net seker wees, laat ons net sien nie. Maar Jesus se antwoord wys dat Filippus iets belangrik miskyk. Hy sê, ek is al so lank by julle, het julle my nie leer ken nie, Filippus. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Hy sê nie, ek sal eendag vir jou die Vader wys nie. Hy sê, jy kyk reeds na die openbaring van die Vader. Johannes sê, as jy wil weet hoe God se hart lyk, kyk na Jesus. Dit sou baie sterk geklink het in 'n wêreld waar mense oral kon gaan soek na godsdienstige sekerheid. In 'n stad soos Efese, as ons dit as 'n moontlike lens sou gebruik, was daar tempels, daar's offers, daar's feesdae, daar's handelverenigings, daar's beskermgode, selfs magiese woorde wat mense kan gebruik om hulle geestelik kragtig te hou. Geloof was nie net iets privaat in jou hart nie, dit was verweef in die ekonomie en die status, in die familie en die politiek in jou openbare lewe. Om Christus te volg kon beteken dat jy nie meer vanselfsprekend in al die sosiale netwerke ingepas het nie. Teen daardie agtergrond is Filippus se vraag amper soos ons almal se vraag. Wys vir ons God, gee vir ons sekerheid. En Jesus sê, kyk na my. Kyk hoe Jesus met gebroke mense werk. Hoe hy saam met sondaars aan tafel sit. 'n Vrou by die put ontmoet. Lazarus ontmoet en by sy graf huil. Hoe hy voete was. Uiteindelik na die kruis toe oplei. Wie Jesus sien nie 'n minder belangrike weergawe van God nie. Wie Jesus sien God. Dis waarom Johannes so baie praat van sien, ken, glo en bly. Dis nie net 'n klomp los waarhede oor God nie. Geloof is om Christus te erken as die een
wat God is. Hier help die Griekse woord meno ons, dit beteken bly, woon, vertoef. Jesus sê die Vader bly in hom en hy in God. Die hele evangelie werk met hierdie beeld van blywende verbondenheid. Die Vader is nie net af en toe in Jesus betrokke nie. Jesus se woorde en werke kom uit hierdie diep eenheid met die Vader. Daarom sê Jesus, die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dis die Vader wat by my bly en sy werke doen. Dit raak ons eie godsdiens ook baie direk. Baie mense dra 'n beeld van God as 'n ver, streng, onvoorspelbare iemand wat voortdurend teleurgesteld is. Maar Johannes 14 laat ons nie 'n skeiding toe nie. Jesus wys vir ons nie 'n ander hart as die Vader nie. Hy wys vir ons die Vader se hart. As Jesus genadig is dit nie teen die Vader se wil nie. As Jesus mense herstel, is dit nie omdat hy God moet oortuig om sagter te wees nie. As Jesus plek maak vir mense, wys hy presies wie die Vader is. In ons gemeente is dit belangrik. Ons is mense met besige lewens, gesinne, verantwoordelikhede, moegheid, vrae, soms skuldgevoelens of onsekerheid. En hierdie teks begin nie by jou vermoë om God mooi te kan vashou of te begryp nie. Dit begin by Christus. Kyk na hom. Daar leer jy die Vader ken. En dan begin iets skuif. Ons hoef nie as mense te leef wat buite die huis staan en wonder of daar plek is nie. In Christus hoor ons, daar's 'n woonplek. Ons behoort. Ons het toegang. Hierdie teks kan maklik misbruik word of te vinnig gelees word. En kom ons kyk na 3 maniere hoe dit gedoen word. Die eerste is om Johannes 14 net te lees as 'n teks oor hemel toe gaan wanneer ons sterf. En natuurlik het hierdie teks iets te sê oor ons toekomstige hoop, oor Jesus se belofte dat hy vir ons plek voorberei. Dit is 'n diep troos, veral in tye van verlies en dood. Maar as ons dit net daar los, maak ons die teks te klein. Jesus praat nie net oor eendag nie, hy praat oor verhouding, oor behoort en teenwoordigheid. Die groot belofte is nie daar's plek vir jou eendag nie, dit is jy sal daar wees waar ek is. Die kern van die hoop is Christus se teenwoordigheid. Die tweede manier hoe ons baie keer hierna kyk is om vers 6 as 'n koue wapen te gebruik. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En hierdie vers is baie belangrik. Dit sê Christus is die unieke middelaar. Ons kom nie deur ons eie prestasies of spiritualiteit of goeie rekord by die Vader uit nie. Ons kom deur Christus. Maar die vers word verkeerd gebruik wanneer ons dit losmaak van die kamer waarin Jesus dit sê. Hy sê dit vir bang disippels. Hy sê dit nie as 'n slagspreuk vir geestelike meerwaardigheid nie. Hy sê dit as troos. Julle ken die weg want julle ken my. Hierdie eksklusiwiteit van Christus is nie kleinlik nie. Dit is genadig. Dit beteken die pad na God hang nie van ons vermoë af om die regte trappe te klim of die regte insig te hê nie. Christus het die pad oopgemaak. En die derde misbruik is om verse 13 en 14 as 'n voorspoedsteologie belofte te leef. Vra enigiets in Christus se naam en ek sal dit gee. Maar in Johannes beteken dit in my naam, nie net om die regte woorde te bid nie. 'n Naam dra karakter, gesag, teenwoordigheid. Om in Jesus se naam te bid beteken om te bid vanuit verbondenheid aan hom, in lyn met sy karakter, in lyn met sy roeping. En hier kan die moontlike Efese agtergrond ons ook help. Hulle was bekend vir godsdienstige kragtaal en magiese formules. In so 'n wêreld sou ons maklik kon dink dat in Jesus se naam dit sommer toorwoorde is. Maar Jesus stuur ons in 'n ander rigting. Sy naam is nie 'n formule om God te beheer nie. Dit is 'n manier om aan God te behoort. Die doel van die gebed is duidelik, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. Gebed is dis nie 'n manier om God by my plan in te trek nie. Dit is eerder 'n manier om oor te gee aan die Vader.
Dieselfde geld vir die groter werke waarvan Jesus praat. Dit beteken waarskynlik nie dat elke gelowige meer indrukwekkende wonderwerke as Jesus gaan doen nie. Jesus verbind dit aan sy gaan na die Vader, sy kruis, sy opstanding, sy verheerliking, gaan deur sy werk, deur die Gees in die geloofsgemeenskap voort. Die kerk gaan deel word van Christus se voortgaande werk. So die goeie nuus van die teks is nie, jy moet harder glo, sodat jy meer kan kry nie. Die goeie nuus is, Christus maak plek. Christus openbaar die Vader. Christus hou sy mense vas. Christus betrek sy mense by sy werk. Hierdie uitnodiging is nie 'n skuldgedrewe opdrag nie. Dit is nie doen meer, glo beter, bid sterker nie. Dis 'n uitnodiging. Bly naby aan Christus. Ontvang jou plek. Leer die Vader se hart in hom ken. Dan leef jy soos iemand wat reeds versorg is. Kom ons trek nou alles saam. Johannes 14 begin met ontstelde harte. Dit eindig met mense wat in Jesus se naam bid en sy werke voortsit. Dis 'n groot beweging. Maar die beweging gebeur nie omdat die disippels skielik alles verstaan nie. Thomas verstaan nie, Filippus verstaan nie, Petrus gaan ook nog struikel. Tog praat Jesus met hulle as mense vir wie hy plek maak. Dis die genade van hierdie teks. Wanneer jou hart ontsteld is, sê Jesus nie, kom terug wanneer jy rustiger, sterker en meer geestelik is nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Hy sê, daar's plek. Hy sê, ek is die weg. Hy sê, wie sien my gesien het die Vader gesien. Miskien is dit die lens waarmee ons hierdie week kan leef. Nie as mense wat buite staan en hoop, daar's plek nie. Maar as mense wat in Christus hoor, julle behoort. Nie as mense wat God se hart moet raai nie, maar as mense wat na Jesus kyk en die Vader sien. Nie as mense wat alles self moet dra nie, maar as mense wat in Jesus se naam mag bid en saam met hom mag leef. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, wanneer ons harte ontsteld is, help ons om nie net antwoorde te soek nie, maar U raak te sien. Dankie dat U vir ons plek maak. Dankie dat ons in U die Vader se hart kan sien. Dankie dat ons nie alleen hoef te leef, te bid of te dien nie. Leer ons om in U naam te bid, in U liefde te rus en as versorgde mense ander te versorg. Amen. Mag jy hierdie week leef met 'n sagte sekerheid. In Christus is daar plek, toegang en hoop. Mooi week vir verder. Totsiens.